Oh, so sag. Vriende, baie welkom by Kosmeester Kortes. Vandag vier ons nog steeds hy 5000 plus YouTube subscribers wat ons het. Ons wil vir julle baie dankie sê vir elkeen se ondersteuning. Dit word so baie waardeer. En om hierdie groot geleentheid te vier, wil ek vandag vir julle 'n malva pudding maak soos my moeder Brenda dit gemaak het. Ek moet vir julle sê ek het al baie malva puddings geëet en ek het nog nooit een soos hare geëet nie en ek dink ek het die geheim agtergekom oor waarom die malva pudding op die plaas net eenvoudig onvergeetlik is. Ons gaan vandag begin met die koek. Soos julle kan sien is hier verskriklik min bestanddele wat ons in die beslag vir die koekgedeelte nodig het. Ons gaan eerstens met die koek begin. Ek gaan sommer soos praat die bestanddele uitwys. Daar is ook 'n gedetailleerde lys van bestanddele in my YouTube video description, so kyk gerus, daar is ook kopie dit en vat dit winkel toe as jy wil gaan koop. Die sous maak ons kort hierna en dan sal ek weer die bestanddele daarvan ook wys. So, om te begin spring ons sommer dadelik weg en ons doen die volgende. Die eerste stap is maak seker jy het 'n bespuite glasbak soos hierdie en sit jou oond op 180 grade Celsius. Die eerste stap nou is ons voeg ons suiker in die bak. Hierna kan ons ook die eier byvoeg, 1 eetlepel botter en ons meng dit tot lekker romerig. Op hierdie punt kan ons ook die koeksoda en die asyn byvoeg en saamroer. So ja, dit lyk heerlik romerig. Ons kan nou die melk en meel afwissel en bietjies vir bietjies byvoeg. Sodra al die melk, meel, suiker, eier en al die ander bestanddele ingemeng is, kan ons nou 'n lekker groot eetlepel van hierdie weltevrede Vyeplaas appelkoeskonfyt insit. 15 ml en ons meng dit deeglik deur. Kyk net hoe verander die kleur en hoe fantasties lyk hierdie vrugtige beslag. Ons gaan hierdie nou in die bespuite glasbak sit. Maak seker jy krap alles uit, want glo vir my, hy is flippend lekker. Maak hom mooi gelyk, en nou kan hy in die oond gaan, tot hy mooi ligbruin is. Ek gaan gou begin om die sousie voor te berei. Ons sit 1 koppie botter in, en 'n halwe koppie kookwater. Ons sit nou ook 'n koppie suiker by, as ook 'n koppie room. Ons gaan alles lekker meng en net vinnig tot by kookpunt bring. Sodra die sous aan die kook kom, kan ons 7 ml vanilla geursil bysit. Ons kan nou ook die hitte onmiddellik dooddraai en hierdie sousie oor die pudding begin sit. Dit is nou tussen 35 en 40 minute. Kom ons kyk hoe lyk daai koek. Ek dink dit lyk fantasties. Nou kan ons daai warm sous wat ons sopas gemaak het oor hierdie heerlike pudding gooi, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers hierdie pudding prik met 'n vurk vol gate. Ons wil hê daai sous moet oral by hierdie pudding insak en ons gaan smil tot 'n lengte van daar aan hierdie veesmal. Ons vat ons sous en ons meng dit lekker. Ons gooi dit versigtig oor die pudding. Daai karamelagtige geur wat ek nou beleef, is eenvoudig onvergeetlik. Ek gaan my in die tussentyd begin regkry om aan hierdie fees te smil as dit so effe afgekoel het. Vriende, die tyd het gekom om hierdie lieflike gereg te proe. Onthou net een ding, wanneer jy hom voorberei, maak seker jy het lekker roomys of jy het lekker vla of selfs geklopte room om saam met hierdie heerlike pudding te geniet. Dit is net absoluut uit hierdie wêreld uit. Kom ons kyk hoe lyk hierdie pudding en geniet dit. So sag. Kyk al daai stroop binne in die pudding. Absoluut koningskos. Van Kosmeester Kortes se kant af sê ek maar net dankie mamma, tot ek julle weer sien.
Baie lekker.